Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Maandag 3 Augustus. Eenheid deur diversiteit. Die eenheidsgeoriënteerde taalgebruik wat ons die eerste keer in 1 Korintiërs 12 vers 4 tot 6 tegekom het, te wete dieselfde Gees, dieselfde Here en dieselfde God, word in die res van hoofstuk 12 verder ontwikkel. Mens bespeer dit in die apostelse gebruik van sinsnedes soos een en dieselfde Gees, net soos die liggaam een is. Een liggaam, een Gees, wat 2 keer in vers 13 gebruik word, en asook dat die lede dieselfde sorg vir mekaar moet hê, in vers 25. Saam met hierdie eenheidsbegrip beklemtoon Paulus ook die diversiteit van die lede wat deel van die liggaam van Christus is. In die verband gebruik die apostel uitdrukkings soos baie lede in verse 12 en 20, maar ons is almal gedoop in vers 13, nie net uit een lid nie, maar uit baie in vers 14, die hele liggaam in vers 17, elkeen van hulle, die lede van die liggaam in vers 22 en 23, asook al die lede in vers 26. Hierdie klem op beide eenheid en diversiteit dui daarop dat die gawes van die Gees ten doel het om eenheid deur diversiteit te bewerkstellig. Hierdie eenheid, te midde van diversiteit, weerspieël inderdaad die karakter van God. Die Vader is 'n persoon, net so die Seun as ook die Heilige Gees. Die drie behou hulle individualiteit, tog werk hulle saam om die kerk op te bou en vir sendingwerk toe te rus. Lees gerus 1 Korintiërs 12 vers 4 tot 6 en Efesiërs 4 vers 11 tot 13. Lees 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31. Waarom is hierdie beeld van 'n enkele liggaam wat uit baie dele bestaan so gepas vir die kerk en al haar lidmate? Ons lees 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31. Want net soos die liggaam een is en baie lede het, en al die lede van die een liggaam, al is hulle baie, een liggaam is, so ook Christus. Want ons is almal ook deur een Gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of vrye manne, en ons is almal van een Gees deurdronge. Want ook die liggaam is nie een lid nie, maar baie. As die voet sou sê, omdat ek nie die hand is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie, behoort hy daarom nie aan die liggaam nie? En as die oor sou sê, omdat ek nie die oog is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie, behoort hy daarom nie aan die liggaam nie? As die hele liggaam oog was, waar sou die gehoor wees? As die hele liggaam gehoor was, waar sou die reuk wees? Maar nou het God elkeen van die lede in die liggaam gestel soos hy gewil het. As almal een lid was, waar sou die liggaam wees? Maar nou is daar wel baie lede, maar net een liggaam. En die oog kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie, of die hoof vir die voete, ek het julle nie nodig nie. Maar veel eerder is die lede van die liggaam noodsaaklik wat die swakste lyk. En die lede van die liggaam wat vir ons minder eerbaar lyk, beklee ons met oorvloediger eer, en so het ons onsierlike lede oorvloediger sierlikheid. Terwyl ons sierlike lede dit nie nodig het nie, maar God het die liggaam saamgestel en aan die misdeelde lid oorvloediger eer gegee, sodat daar geen verdeeldheid in die liggaam mag wees nie, maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar mag dra. En as een lid ly, ly al die lede saam. En as een lid geëer word, is al die lede saam bly. Maar julle is die liggaam van Christus en lede afsonderlik. En God het sommige in die gemeente gestel, in die eerste plek apostels, ten tweede profete, ten derde leraars, daarna kragte, daarna genadegawes van gesondmaking, helpers, regeringe, allerhande tale.
Almal is tog nie apostels nie. Almal is tog nie profete nie. Almal is tog nie leraars nie. Almal is tog nie kragte nie. Het almal genadegawes van gesondmaking, spreek almal in tale, kan almal dit uitlê, maar beywer julle met die oog op die beste gawes, en ek wys julle 'n nog uitnemender weg. 1 Korintiërs 12, vers 12 tot 31. Let op die volgende kerngedagte in 1 Korintiërs 12. Alhoewel ons op 'n individuele vlak soveel verskeidenheid by die lede van die liggaam van Christus bespeer, soos gelees in verse 15 tot 20, is hulle almal op mekaar aangewese. 1 Korintiërs 12 vers 21 tot 26. Die voete benodig die oë om te kan sien waar hulle moet loop. Tog kan die oë niks fisies aanraak nie. Daarvoor benodig hulle die hande. Daarmee saam is die idee dat partylede swakker of minder aansienlik is as ander, bloot 'n sienswyse. In werklikheid is elke deel van die liggaam van Christus onontbeerlik, soos gelees in vers 22. Ongelukkig was die Korintiërs geneig om partygawes van die Gees belangriker as die res te ag. Ten einde hierdie verkeerde sienswyse te werk, vestig Paulus die Korintiërs se aandag op 'n nog uitnemender weg, of die heel beste weg, te wete die liefde. Dit maak dus nie saak watter gawe jy ontvang het nie. As jy dit met wysheid en liefde beoefen, is dit behaaglik vir die Here. Bekyk die les van geestelike gawes in 1 Korintiërs 12 vers 8 tot 10 en vers 28, asook Romeine 12 vers 6 tot 8 en Efesiërs 4 vers 11. Watter gawe of gawes het jy? Hoe kan jy dit tot opbouing van die liggaam van Christus gebruik? Ons lees 1 Korintiërs 12 vers 8 tot 10. Want aan die een word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee en aan die ander 'n woord van kennis vanweë dieselfde Gees. Aan 'n ander weer geloof deur dieselfde Gees en aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees. Aan 'n ander werkinge van kragte, aan 'n ander profesie, aan 'n ander onderskeiding van geeste, aan 'n ander allerlei tale, aan 'n ander uitleg van tale. En God het sommige in die gemeente gestel, in die eerste plek apostels, ten tweede profete, ten derde leraars, daarna kragte, daarna genadegawes van gesondmaking, helpers, regeringe, allerlei tale. Ons lees ook Romeine 12 vers 6 tot 8. En ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is. Is dit profesie na die maat van die geloof of bediening of in die werk van bediening, of wie leer in die lering, of wie vermaan in die vermaaning, wie uitdeel in die opregtheid, wie 'n voorganger is met ywer, wie barmhartigheid bewys met blymoedigheid. Ons lees en sluit af met Efesiërs 4 vers 11. En hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars.